is opgevrommel en weggegooi. My drome het gesneuwel en lê en bloei daarby. Ek kan nie meer sien wat my padkaart sê. My lewensroete lê soos glasskerwe voor my voete. Ontvou hierdie opgevrommelde lewe hier. Stryk die rimpels uit met die deurboorde hande. O teer van my lewe, wys vir my die oorspronklike plan. Laat my lewe weer ontvou. Ek sal op U vertrou met my hele hart. Nooit weer my eie planne en ongeduld. Die plan is perfek en vra net gehoorsaamheid. In my Abba se hande pas al die stukke. Mattheus 11 vers 28. Ek skiet die so. Jy kyk op en ons spring die snaar aan, ons spring die vanaf. Ons naam my toe allemaal wat uitgebid in oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk en juk is sag, en my las is lig. Liewe vriende, ons maak ons lewe soms baie vol. Ons het baie keer, baie dinge wat ons mee besig hou. Baie keer is dit by die werk, dat ons lang ure werk. Baie keer is dit eenvoudig nie, dat ons miskien 'n tweede werk moet aanvat, om ons goed uit te kry. Baie keer raak ons besig met dinge by die huis, en baie keer is ons oor besig met dinge by die skool, of ons neem meer aktiwiteite aan as wat ons veronderstel is om te kan hanteer. Tot een dag. Dan kry ons net die gevoel dat ons nie krag het meer om enigiets te doen. Dat ons nie krag het om iets meer reg te kry. Ons nie meer kans om op te staan nie. En die dag aan te pak nie. En dis hoekom ons balans moet kry in die lewe. Balans is belangrik. Balans is 'n manier hoe ons liggaam en siel uitgebalanseerd kry. Dat ons kan aan die einde van die tyd nog, op die einde van die dag, krag weer vir daai dag. Die van julle wat nou my ouderdom of ouer is, sal onthou in 80er en 90er jare dat Bruce Ford as die Congress gehad het. Was altyd ouens wat vinnig wegspring en dan nie by die halfpad merk is hulle klaar, want jy petrol. En Bruce Ford hy spring weg en die pas waarmee hy begin is die pas waarmee hy klaar maak. Hy het geleer om sy lewe te balanseer, sy marathon te balanseer, dat hy die sterk pas die hele tyd kan hardloop, want hy weet wat sy liggaam kan hanteer. Daarom het hy nie gewone marathons geweet, hy het nie sy 2000's geweet. Want dit was 'n kort afstand vir die pas waarmee hy hardloop. Die ouens wat vinniger was kon daar wen, maar hulle het net 'n marathon onthardloop en as hulle klaar. Of 56 kilometer in die ocean. Maar om 85 kilometer te hardloop, moet jy van jou pas beheer.
En daar moet jy balans nodig. In jou lewe, in jou werk. En balans is vir elke mens verskillend. Party ouens kan 20 uur, 16 uur 'n dag werk. En dit is okay, dit is ook daarmee. Want dit is hulle balans. Ander ouens sukkel om 4 uur deur die dag te kom. Nie iets te doen. En hulle moet dit besef. Want dit is een punt van balans. Dit help nie as ek gaan hardloop na die kamer sit. Want ek gaan na 1 kilometer moeg wees. Ek is die fikste. En my liggaam, mental balans is nie van so aard. Ek kom dit vertaan maak. Want ek is nie ingestel daarop nie. Dis nie waar my balans lê nie. Dan is balans ook, en dis net waarmee ons baie sukkel. Balans is om te help en om hulp te aanvaar, wanneer dit nodig is. Daar kom 'n tyd dat ek ook agterkom. Ek kan nie meer doen as wat ek doen. Die van julle wat ouer is, kom baie vinnig agter dat jy nie meer kan doen wat jy 10 jaar terug gedoen het. Die in dieselfde pas. Waar jy miskien in 'n oggend jou huis skoon gemaak het, vat dit jy nou al 2 dae om jou huis skoon te maak. Want jy kan nie meer, jy moet jou balans van jou lewe aanpas by wat jy kan doen, by wat jou liggaam en jou siel kan doen. En deel van daai balans is ook om te rus. Het is interessant dat ons in 'n ander teks om te lees, dat Jesus sy disippels op vakansie gaan. Ons lees hy vat hulle weg uit Galilea, en hy vat hulle daar aan die see toe, by Caesarea. Caesarea was daai tyd die plek om vakansie te hê, waar al die prokurators van die Romeinse Ryk en almal het daar vakansie gehad, almal het daar vakansiehuise gehad. Jy het daar vakansiehuise, hulle het almal vakansiehuise daar gehad. Amper soos die regerende partij in Rusland en die communistische era het almal vakansiehuise gehad by die Swart See. En dis die sê, Jesus vat sy mense op vakansie, want hy weet, hulle het rus nodig. En ek dink al het gebeur, net nadat hy hulle uitgestuur het op haar sendingveld, as hulle terugkom en hulle het hard gewerk en hulle vertel wat hulle alles wil doen. En sê, kom ons gaan die een kant dat hulle net hulle koppe kan skoon kry. En net so die is. So, die keer moet jy in balans daai hoop aanvaar. Die keer moet jy in balans daai rus kry, dat jy net weer kan herstel. Ons moet weet, wanneer het tyd is om 'n hand aan ons uitgesteek te word, aan te gryp en te sê, dankie, help my. Want is dat die hand wat jy daarin nodig het, om jy te dra. En dis Jesus sy uitnodiging in hierdie teks. Hy kom na die mense toe en hy sê, as jy moeg en moedeloos is, kom na my toe. Almal wat uitgeput en belang is, kom, ek sal vir julle rus gee. Hy sê, ek sal die swaar las van julle aflaai, en ek sal vir julle 'n las gee wat eindig is. Het is nogal interessant wat Jesus het doen, want amper as hy ons sê, ek sal nie alles uit jou hand neem dat jy sleg voel oor. Ek gee nog daardie amper soort van selfrespek dat jy iets kan doen. Maar het sal baie ligter wees, jy gaan nie nodig hê om te sukkel aan nie. En as die las van die lewe jy heeltemal wat struikel, sê ek sal my arms onder jou sit. En ek sal jy dra totdat jy by 'n veilige plek kom. Weet jy, Jesus het self op 'n stadium daardie rus gevat, daardie geleentheid aangegryp. Toe hy sy kruis opdra teen Golgotha en hy struikel en val,
Toe kom die soldaat en hulle gryp Simon van Sirene en hulle sê vir hom, kom draai jy hierdie kruis, hierdie kan nie meer. En Jesus het gesê, nee man, ek moet self die kruis dra, dis die Vader se wil. Maar hy het nie. Want hy het geweet hy kan die kruis nie 2 keer dra. Hy het toegelaat dat Simon van Sirene sy skouer onder hom insit en hom saam met hom daai kruis dra in Golgotha. Kyk jy die mens weet, dis tyd dat iemand sy skouer onder jou insit en jou dra. Kyk jy met die net weet, dat jy nie meer 'n ondraaglike las met jou hoef saam te dra nie. Jy kan hom agterlaat. Prediker sê vir ons, daar is 'n tyd vir alles. Daar is 'n tyd om te lewe, daar is 'n tyd om dood te gaan, daar is 'n tyd om swaar laste te dra, daar is 'n tyd om die swaar laste nie kan te sit. Daar is 'n tyd om te twyfel, daar is 'n tyd om seker te wees oor dinge. Daar is 'n tyd om te vergewe en daar is 'n tyd om vergewe te word. 'n Tyd om te werk, maar ook 'n tyd om te rus. 'n Tyd om ernstig te wees, 'n tyd om te lag. 'n Tyd om tussen ander mense te wees. En 'n tyd om net alleen te sit. En te sê ek wil net alleen wees. En so is daar 'n tyd om te weet, 'n las is nou te swaar vir my. Iemand moet kom help. En ons moet natuurlik self ook gereed staan. As jy sien iemand anders struikel soos Jesus in die kruis, dat jy jou skouer onder hom kan insit en sê, ek dra verder saam met jou hierdie las. Fariseërs, baie las op die mense geweer. Meer as hulle kon hanteer. Ons lees gereeld in die Nuwe Testament dat Jesus sê, hy het die mense gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en moedeloos gedra aan daardie las. Dit was te veel, hulle kon nie meer 'n tree verder nie. Hulle gesigte was uitdrukkingloos van moegheid. En dit was nie fisiese laste nie. Dit was laste wat in hulle siel kom lê, laste wat in hulle hart kom lê, laste van wette en reëls wat hulle nie eens nakom en nakom en nakom. Laste wat tot in die vergetelheid gestrek het. En elke dag nog swaarder geword. Maar nou nog nie wetheid in die Joodse godsdienst, want soos die tegnologie ontwikkel, moet daar wetheid om die tegnologie te leer. Alles in die Joodse godsdienst word deur die wet geleer. En dit raak verskriklik, want jy sit met duisende wette. Ek het al vir julle gesê, daar is 1600 sabbatswette. Want dit wat jy op 'n Sabbat moet nakom in die Joodse wet, is jy alles met mekaar kry. En as niemand wat help nie. En jy dink die Fariseërs selfs is skouer onder jou en sit en sê, ek help jou nie die las dra nie. Jy moet self sien om te dra. Fariseërs het vergeet, mense is mense, hulle ook. Want Jesus sê vir hulle, julle laai wat draaglike las op die mense se skouers en julle sal nie vinger verroer om dit saam te dra nie. So hulle self het nie die laste gedra wat hulle vir ander mense gee om te dra. En as die laste veel is vir jou, was hulle siening, toe werk. Jy het die las verkies, jy sal hom dra. En as die eendag regkom, dan sal God weer terugkom en hy sê, help die las. Toe die las gevat het, moet jy gedink raak. En dan kom Jesus in die berg weer, en dan skrik ons toe. Want wat Jesus in die berg weer, is
sê hy amper nog erger as wat die Fariseërs sê. Hy stel die wet op 'n vlak waar niemand kan bykom, geen mens nie. Want die Fariseërs kon nog sê, ek het nie vandag iemand doodgeslaan nie, so ek het nie vandag woord gepleeg nie, so daai las is van my af. Jesus kom sê, as jy onnodig kwaad is vir jou en jy toekom, hy sê dan, het jy moord gepleeg. Maar in die berggebede moet ons ook eers die eerste vers in die berggebede lees. Matteus 5 vers 3. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is jy wat vanoggend hier sit, dat jy kan weet, jy het God nodig in jou lewe. Om ergens te kom. Jy het God nodig om daar die laste van jou deur die lewe te dra. En dan kom Jesus en dan sê hy, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is. En ek sal vir julle rus gee. Daar is een wat sy skouer onder jou sal insit om die las te dra. As dit vir jou raak. En daai kan sien wanneer jou lewe uit balans gegaan het, wanneer die wanbalans oorgeneem het. Sien nou ja, vir iemand, selfs depressie het sy las, wat hy saam met jou stuur. Maar dit is ook soos enige ander siekte. Philip Yancey het sy boek geskryf, Where is God when it hurts? Nou aangrypende boek oor die seer van pyn. Dan as jy pyn beleef, is dit jou liggaamse manier om te sê, as iets fout gaan, dan kyk daarna. Moet nie dit roos nie, maar dan kom jy oor 10 jaar agter. Jy het siekte gehad wat nie meer kan genees nie. En is dieselfde met depressie. As jy die oggend wakker word en jy sê vir jouself, ek kan nie uit die bed opstaan nie, want jy het nie die emosionele krag daarvoor nie. Dis dat jou liggaam wat vir jou waarsku en sê, jy het jouself uitgeraak. Gee aandag aan jouself. Kry op. Jesus wil hê ek en jy in balans hê. En daai balans is in hom te vind. So ek het nou in Matteus 5 vers 3 is dit 'n manier om te sê, as jy nie meer die balans kan handhaaf nie, is dit 'n groot vir jou. Kom na my toe. Want as jy afhanklik is van my, sal ek vir jou uitkoms gee. Dis die verskil tussen Jesus en die Fariseërs. Die Fariseërs gee wette en verwag jy hulle nakom. Jesus sê, ek gee vir julle wette, ek maak hulle moeiliker. Maar ek sê vir hulle, bring die las van my toe. Ek sal dit vir julle dra. Ek sal dit vir julle uitdra teen 'n hout, teen 'n verheerder met 'n houtkruis op my skouers. Vrede, balans, en jy maar ek en jy moet doen om die wet uit te kom nie. Het leer daarin om te herken, Jesus is ons vrede en balans. Ons is afhanklik van hom om balans in ons lewe te kry, om weer vrede te vind in ons lewe. En Jesus en God is balans te vind. Ons moet dit net waar ons gaan soek. Weet jy of jy lewe vanoggend soog onder die laste van die lewe? Voel jy vanoggend uitgeput en oorlaai deur godsdienst, deur werk, deur wat die lewe van jou verwag? Kom sê Jesus vir jou, kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee.
Jesus wil jou in sy arms tot rus laat kom. As die lewe te volg, die besig raak, maar hy het sê vir jou, ek sal vir jou vrede gee, wat alle verstand te boven gaan. As die lewe jou in die grond te druk, dan is vanoggend se uitnodiging spesifiek vir jou, om by hom te kom rus vind. Jy kan by hom 'n oorbegin gaan maak, 'n nuwe begin. Jy kan weet sy uitnodiging is nie weg. Hy sal jou eigenlijk tot in die laai is. Rus gee. Ook weer volgend. Amen. Kom ons bid saam. Heer, wat ons ontvouwen moet ontvou. Op U wil ons met bring bou. Ons soek na die rus. En ons het ons in die lewe vergis. Die laste wat ons moet dra, is nie van grond sou vra, as ons daarmee moet loop. Aan reëls, wette, sonde uitverkoop. Ons sit die laste voor U neer. Laste wat ons skouers weerweer, dat U dit van ons skouers sal neem, sodat ons op U kan deen, ons die lewe te help as ons krag soos blomme in son verwek. U nooi ons om onsself te verfris, ons laste te verlig. Ons het vir die kruis voete neer, smeekend om genade, Heer. Ons wil vertrouwend op U bou. Heer, dat ons ontvouwend ontvou. Amen. Kom ons hier met ons offergaves. God se uitnodiging is dat ons na hom toe sal kom, ons laste van ons aflaai. Dis wat die 512 vir ons sê, kom nader na God toe. Hy nooi jou om nader na hom toe te kom, sodat hy jou laste kan afneem. Kom ons sluit af met 512. Yeah.
En vrienden, as jy huis toe gaan hierdie dag en hierdie week, die Here Jesus se uitnodiging geld vir jou. En hy sê, hy sal by jou wees om jou te beskerm. Hy sal binne in jou wees om jou te verfris. Hy sal rondom jou wees om jou te bewaar. Hy sal voor jou wees om jou te lei. Hy sal agter jou wees om jou te regverdig. En hy sal voor jou wees om jou te seën. Amen.